Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vanoggend se tema is die gordel van waarheid. En ons lees uit Johannes 8 vers 44 uit die boodskapvertaling uit, waar Jesus in gesprek was met die Fariseërs en die skrifgeleerdes, die Sadduseërs, daar waar hulle nie wou glo dat Jesus van God af is nie. En Jesus sê vir hulle, die duiwel is julle pa. Al wat julle wil doen is om na julle pa te luister, wat hy sê doen julle. Die duiwel stel nie daarin belang om mense se lewe te vernietig en hulle dood te maak. Hy was nog altyd so. Hy gee niks om vir die waarheid nie. Al waarin hy belangstel is om te lieg en te bedrieg. Dit is hoe hy is. As hy sy mond oopmaak, lieg hy. 'n Mens kan niks glo wat die duiwel sê nie. Ja, nee, hy is die oorsaak van al die bedrog en die leuns in hierdie wêreld. So as ons 'n CV kortliks vir die vyand, vir Satan en sy bose magte kon opstel, sou dit net gewees het, hy is die vader van die leuen en hy is 'n mensemoordenaar en hy is 'n dief. So hier sê Jesus baie duidelik vir ons, as Satan sy mond oopmaak, dan lieg hy. En dit is hoekom ons die wapenrusting van God moet aan hê, die gordel van waarheid. Want die gordel van waarheid om jou middel hou die hele wapenrusting in plek. Hou jou kleed, jou wapenrusting in plek. En dan kan die vyand nie maklik kom om jou geestelike kleed se autoriteit te probeer steel nie. Toe Eva geluister het na die leuen van Satan in Genesis 3 vers 4, julle sal gewis nie sterf nie, waar God hulle gewaarsku het, dat as hulle van die boom eet, die vrug van kennis goed en kwaad, dit dood sou voortbring. Het hulle nie geluister nie. So mismoedig die vyand jou, dat hierdie gebid van jou en hierdie communion gebruik eintlik nie werk nie. Of dat jy die Bybel nooit sal kan verstaan nie. Of dat jy net nooit goed genoeg sal wees nie. En in ons almal se kop, in ons verstand, is daar soveel stemme. En die een is die van die Heilige Gees, wat Jesus en Vader God se stem is, en die ander stem is van die vyand. En die ander stem is jou stem. En so moet jy baie fyn onderskei, watter stem is dit wat met jou praat. Ons bly oordele oor ons maar net toelaat, wat ons maar net gedwee aanvaar, dat dit die Here is wat nie ons gebed verhoor nie, dat ons nie aan hom saak maak nie, dat hy nie meer luister nie. Jy moet iets verstaan, jou gees is gered by wedergeboorte, maar jou siel is in die proses van redding. Dit is waar jou verstand, jou emosies en jou krag is. En dit is daar waar die vyand jou aanval, in daardie gedagtes. En jou liggaam gaan eers gered word met die omruiling van 'n verheerlikte liggaam. Dis waarom ons siekte, pyne in vlees ervaar. Maar jou siel word deur die woord van God hernie en jou gemoed word nuut gemaak. Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. As jy weet, jy word deur God se Gees gelei, onderwerp jou dan aan God se gesag. Weerstaan vanaf God se gesag die vyand, en hy sal van jou afvlug. Nie miskien nie, God se woord sê, hy moet vlug. Want dit is nie meer jou gesag nie, dit is God se gesag, wat die vyand teëstaan. Nog 'n leuen is dat God siekte en armoede op sy kinders sit as straf.
terwyl die Here juis wil hê, dit moet met ons goed gaan. Ons doen goed, en dan tref die gevolge ons van verkeerde besluite of vloeke en laste, wat die reg en toegang tot ons lewens kry, omdat ons nie onder God se vleuels vertoef nie. En wat sê ons dan? Die eerste wat ons sê is, dis seker die Here wat my nou straf. God straf nie meer nie. Die straf was op Jesus Christus. Die woord sê vir jou baie duidelik in Hebreërs, hy tugtig sy opregte kinders. Ons sondig, en dan sê die woord, die loon van die sonde is die dood. In Jesaja 53 en Petrus 2 vers 24 sê vir ons, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. As jy die gordel van waarheid elke oomblik dra, dan sal jy weet, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Omdat jy Jesus ken, ken jy die grootste geneesheer. Al is jy ontrou, sê God se woord vir jou, hy bly getrou. En as ons vandag daaraan dink, hoe ons elke leuen kan vernietig met God se wapens, die bloed van Jesus, daardie stemmetjie wat vir jou sê, kyk hoe onregverdig is jy behandel, kyk hoe dit en dat aan jou gedoen is. Dan kom jy en jy maak jou gedagtes skoon met die bloed van Jesus. Jy vra in die eerste plek, Vader, vergewe my asseblief in die naam van Jesus, dat ek hierdie gedagtes so toelaat. En dan gaan jy en jy vergewe die mense rondom daardie gedagtes, sodat die vader van die leuen nie langer met leenagtigheid na jou toe kan kom nie. Jy stop sy stem in die naam van Jesus. As jy weet, 'n stem sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Jy moet nog dit of dat doen om kind van God te wees, om goed genoeg te kan wees. Dan weet jy, dit is die vyand. As daar moordgedagtes in jou opkom, dan weet jy, dit is die vyand. Daarom het jy 'n sielsdimensie, wat jy meer uit gees uit sensitief moet wees, wat in jou siel aangaan. En as jy hierdie beker bloed van Jesus Christus optel, dat jy ook weet, jou gees is soos 'n lamp in God se hande, waarmee hy jou binneste ondersoek. Nie bang wees vir die vyand nie. Staan hom teë. Hoe staan jy hom teë? Onderwerp jou aan die gesag van God. Dan sal die vyand van jou af wegvlug. En die bloed van Jesus laat die vyand vlug. As jy bereid is om te doen wat die bloed van Jesus se krag vir jou is om te doen, sal die vyand vlug. Dan kom jy ook by die volgende leuen uit, dat mense baie keer glo, ons is siek omdat dit of dat se sonde is. Die loon van die sonde is die dood. So wat sê dit vir jou? Die vyand begin die reg kry om in jou dood te spreek, want hy is 'n mensemoordenaar, hy is 'n dief en hy is 'n leienaar. En dat ek en jy moet besef, dis nie God se wil dat jy enigsins siek is nie. As goed uit jou sielsdimensie uit, wat 80% die oorsaak kan wees van daardie siektes. En dat jy voor die Here sal kom met dit, dat jy dit by die naam sal noem, want Jesus het die naam bo elke naam, dat jy daardie siekte sal aanspreek in Jesus naam, en weet, asof dit van die vyand is, dat dit gestop sal word. Ek gee vir jou net hierdie seëning vanoggend. Mag God se aangesig oor jou skyn, terwyl die Heilige Gees kom en die gordel van waarheid stywer trek. Mag jou gebede verhoor word en jy vrede ontvang, soos Jesus se vrede vir jou gegee is. Amen.